Geliefdes, kom ons sit net so en dan begin ons in die naam van die Here. Wat God doen is volmaak. Wat die Here sê is suiwer. Elkeen wat by hom skuilings soek, beskerm hy. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing as lofsang, genade onbeskryflik groot, tot eer en verheerliking van die Here. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, ons Here, oral waar ek gaan, laat ek vingerafdrukke agter. Op die hande wat ek aanraak, op mure, borde, ruite, deurknoppe en boeke. Daar is geen wegkomkans nie. Waar ek vat, plaas ek 'n teken van my identiteit. Help my, Here, om vandag waar ek ook al gaan, hartafdrukke na te laat. Hartafdrukke van regverdigheid en deernis, van begrip en liefde, van barmhartigheid en belangstelling. Hartafdrukke van hartlike vriendelikheid, van opregte betrokkenheid en omgee. Mag my hart vandag 'n ander aanraak en 'n afdruk laat van u liefde. Laat ek 'n sagte aanraking agterlaat. By eensame buurmanne of buurvroue. By 'n wegloopkind, 'n bekommerde ouer, 'n verstote ou mens. Here, stuur my vandag om
waar ek gaan, hardafdrukke op mense se lewens te laat. En as iemand sou sê, jou aanraking het my vandag versterk of jou nabyheid het my vertroos, laat hulle agterbly met die bewussyn dat dit u liefde is wat hulle in my optrede ervaar het. Here, waar ons vanoggend stil word en so pleit, erken ons, Here, dat ons nie sonder u 'n tree kan waag nie. Dat ons ook nie 'n tree sonder u wil waag nie. En daarom vra ons, Here, dat ons ook u nabyheid sal ervaar waar ons ook al gaan. Mag ons weet, Here, dat u ons nooit in die steek sal laat nie. Bepaal ons gedagtes nou by u woord vanoggend, sodat ons sal hoor, maar ook sal luister, dit wat u vir ons wil sê. Neem weg alles wat skeiding maak tussen ons en u. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit Deuteronomium 8, vanaf vers 1 tot en met vers 6, en dan ook vers 19 tot en met vers 20. Kom ons lees saam uit die woord van die Here, Deuteronomium 8, vers 1 tot 6, en vers 19 tot 20. Jy moet elke gebod wat ek jou vandag gee gehoorsaam en daarvolgens lewe. Dan sal jy bly lewe baie word, die land ingaan en dit in besit neem soos die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. Jy moet onthou die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word, om jou op die proef te stel sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed. Iets waarmee nog jy, nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jou klere het in 40 jaar nie verslyt nie, en jou voete het nie geswel nie. Jy moet diep in jou hart weet, soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so het die Here jou God vir jou dissipline geleer. Jy moet die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen. Jy moet hom dien. As jy ooit die Here jou God vergeet en ander gode aanhang, en hulle dien en vereer, verklaar ek vandag dat jy beslis tot niet sal gaan. Omdat jy dan nie gehoorsaam is aan die woord van jou Here jou God nie, sal jy net so omkom soos die nasies vir wie die Here laat omkom het. Geliefdes, ons lees net tot sover vanoggend uit die woord van die Here. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Geliefdes, voor die prediking gaan ek vir ons die nagmaal formulier voorhou. Ons sien ons ook deel van die prediking die nagmaal gaan gebruik. Luister dan na die formulier van die nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf, en staan ons saam met hom tot 'n nuwe lewe op. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie.
Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Daarom, voor ons by die tafel van die Here aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid ander ook so. Geliefdes, een van die maklikste dinge op aarde, dink ek, is om te vergeet. Hoe gereeld doen ons elkeen nie maar dit nie. Ons vergeet dikwels van iemand se verjaarsdag, ons vergeet dikwels dalk van 'n herdenking, ons vergeet dikwels van geliefdes, ons vergeet dikwels van 'n klomp dinge in ons lewe wat al gebeur het. Ons sukkel om te onthou. Maar gelukkig is daar ook maniere om ons vergeetachtigheid te werk. Dalk een van die maklikste voorbeelde wat ek in my lewe kan aandink, is my vrou wat gereeld vir my 'n inkopieslysie maak, waarop sy alles netjies neerskryf wat ek moet onthou om te koop by die winkels. 'n kalender dalk wat teen die yskas hang, dalk 'n kalender wat ernstig op 'n koffietafel is, sodat ons net nie iemand se verjaarsdag sal vergeet nie. Ons het selfs verskillende metodes van dagboeke. Ons skryf dit neer, ons beplan sodat ons nie vergeet nie. Dalk die waarheid, en dis dalk die slegte ding daar agter ook, is dat ons dikwels vergeet om ook aan te teken dat ons nie vergeet nie. Geliefdes, uit die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het uit Deuteronomium 8, sê die opskrif pertinent, moenie die Here vergeet nie. Want geliefdes, u weet wat is die bekommernis ook agter wanneer iemand of jouself iets vergeet. Dit skep probleme. Probleme dalk vir wat moet gebeur, dalk probleme ook vir dit wat voorlê, omdat ons nie kon onthou nie, en ons ongelukkig maar vergeet het. Wanneer ons saam lees uit hierdie gedeelte uit die woord van die Here, en die opskrif sê, moenie die Here vergeet nie, stel Moses dit baie duidelik, dat die volk ook maar in die afgelope ruk vergeet het van wat die Here vir hulle alreeds gedoen het. Vir 40 jaar het hy hulle ook gedra. Was hy daar gewees saam met hulle. En het hy ook op verskeie wyse vir hulle gesorg. Die gedeelte maak spesifiek melding van manna. Iets wat nie hulle of hulle voorvaders eers geken het nie. Maar die Here wat spesifiek vir hulle op daardie manier ook bly sorg het. Geliefdes, soos wat Moses met die volk praat, sê hy ook, die Here het ook aan ons elkeen sy wil gegee. Wat ons moet doen, hoe ons lewe moet inrig, ook sy wil waarvolgens ons moet leef, sodat ons nie vergeet nie. Sodat ons ook na die wil van God kan kyk en ook kan bepaal of ons daarvolgens lewe. Geliefdes, ons kerkkalender is ook vol sulke herinneringsgeleenthede. Die afgelope Paasseisoen het ons Goeie Vrydag gevier, ons het Opstanding Sondag gevier, ons het Donderdag Hemelvaartdag gevier en Sondag
wat kom, vier ons ook Pinkster Sondag en is ons kalender vol sulke kerklike feesdae. Geloftedag, Kersfees, Drie-eenheid Sondag, Hervormingssondag. Alles geleenthede waarop ons spesifiek onthou wat die Here ook vir ons gedoen het, maar ook onsself te herinner aan hoe die Here nog altyd vir ons gesorg het. Dit vanoggend is ook so 'n spesiale geleentheid. Die twee sakramente van ons tradisie, die doop en die nagmaal, wat ons vanoggend ook saam gaan herdenk. En sê die nagmaalformulier spesifiek, is dit 'n herinneringsgeleentheid. Om te onthou, die Here Jesus Christus vir ons elkeen gesterf het aan die kruis, maar ook opgestaan het. En daarom ook ons elkeen oproep tot 'n nuwe lewe. Dus, soos ek reeds gesê het, is daar maar 'n klomp probleme wat kan opduik wanneer 'n mens vergeet. Daarom is dit belangrik om ook te hoor dat dit goed is om te onthou. Onthou wat die Here vir ons gedoen het. Onthou dat hy nog altyd met ons was. Om te onthou dat hy van ewigheid tot in ewigheid met elkeen van ons 'n pad stap. Geliefdes, ek het dalk goed gedink om so 'n paar gedagtes met u te deel, rakende die hulp aan onthou. Om te onthou behoort vir ons vertroue te gee vir die pad vorentoe. Moses sê hier vir die volk dat hulle moet onthou dat die Here nog altyd met hulle was. Dat hy hulle uit Egipte, uit slawerny gered het. Dat hulle moet onthou dat die Here vir hulle gesorg het in die woestyn met manna. En daarom mag hulle ook die vertroue hê en moet hulle die vertroue hê dat die Here ook op die pad vorentoe met hulle sal wees elke dag. Daarom is dit goed om te onthou, want dit gee vir ons die vertroue ook vir die pad wat vir elkeen van ons voorlê. Tweedens, help dit om te onthou, want dit gee vir ons perspektief. Hoe dikwels gebeur dit nie dat u en ek sal vasstaar en vaskyk in 'n spesifieke uitdaging, dalk in 'n spesifieke omstandigheid. Dan raak ons so vasgevang deur alles wat rondom ons gebeur in ons nabye omgewing, dat ons sukkel om perspektief te behou. Daarom is dit goed om perspektief te bly behou. Maar perspektief kan slegs behou word wanneer u en ek onthou. Die woord van God sê baie duidelik, gaan stel ondersoek in na die verre verlede, na die dae lank voor julle tyd. Van die tyd af dat God die mens op aarde geskep het, en kyk of so iets magtigs al gebeur het. Daarom, as dit nou sleg gaan, kan u en ek ook vanuit 'n perspektief kyk en ook sien dat dit ook gaan verbygaan. Kan ons ook onthou dat God ons steeds dra, elke dag. Geliefdes, wanneer ons onthou, dan kyk ons ook gereeld terug in die verlede. Ons kyk ook na die pad waar langs ons gekom het. En kan ons ook sien waar ons dalk gefouteer het? Kan ons ook sien waar ons 'n aanpassing op ons roete gemaak het, maar kan ons pertinent ook sien hoe die Here ons op die pad steeds gedra het. Daarom is dit goed om te onthou, om terug te kyk en ook te sien van waar af ons kom. Dit is wanneer ons onthou, dan herinner dit ons ook aan die feit dat wie ons is, eerstens,
En tweedens, wie sin ons is. Wie ons is 'n eenvoudige antwoord, nietige, afhanklike mense. Maar aan wie behoort ons? Ons behoort aan God. Ons is sy eiendom, en met daardie belydenis erken ons ook dat die Here ons nooit in die steek sal laat nie. Onthou daarom wie jy is, maar onthou ook aan wie jy behoort, wie sin jy is. Jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Liefdes, om te onthou beteken ook om jouself te herinner aan wat jy in die verlede geleer het. Elkeen van ons moet dikwels ook 'n bietjie introspeksie doen en ook onthou dat dit wat ons geleer het ook belangrik is vir die pad vorentoe. Herinnering aan die verlede kan ons ook bewaar vir die toekoms. Jy kan dalk dink in jou eie krag, in jou eie sterkte. Die krag van jou hande het jy 'n klomp dinge reg gekry en kon jy 'n klomp dinge gedoen het. Maar moet u en ek onthou dat ons alles van die Here ontvang het. Niks wat ons het, wie ons is, of waarheen ons op pad is buite die beheer van God nie. Hy is elke dag aktief besig in u en my lewe. En dit kan ons net onthou wanneer ons onsself daarin herinner dat die Here met ons is. Liefdes, herinnering aan die verlede, om te onthou wat in die verlede gebeur het, kan ook hartseer wees. Geliefdes wat ons dalk al aan die dood afgestaan het, ou vriende wat ons verloor het, dalk iets wat ons gehaat het en vandag nie meer het nie. Maar hierdie hartseer, kom sê die Here vir u en my spesifiek, ek sien jou trane raak. Niks gaan ongesiens by my verby nie. Omdat jy vir my belangrik is, omdat jy my eiendom is, moet jy ook onthou dat ek met jou is. Hoe maklik gebeur dit nie, geliefdes, dat ons vergeet nie. Hoe maklik gebeur dit ook nie dat ons in hierdie afgelope tyd dalk ook 'n klomp gedagtes het rondom dit wat vir die toekoms voorlê. En dan sukkel ons om perspektief te bly behou, want wat lê daar in elk geval dan nou vir ons voor? Waarna kan ons in elk geval uitsien? Waarom is 'n geleentheid soos vandag vir my, behoort dit ook vir u besonders te wees? Want wanneer ons aan die tafel van die Here kom aansit, dan kom onthou ons wat hy al reeds vir ons gedoen het. Wanneer ons stil word en ook deel het aan die brood en die wyn, dan herinner ons onsself daaraan dat die Here vir elkeen van ons gesê het, jy is myne. En wanneer ons dan van die tafel af opstaan, dan gaan leef ons ook soos mense wat 'n toekomsvisie het. Mense wat vashou aan die vaste hoop dat God ons nooit in die steek sal laat nie. Leef ons ook met 'n visie van dit wat vir elkeen van ons voorlê, die lewe. En daarom reik ons uit. Leef ons ook so dat ander kan sien dat ons kinders van die Here is. Liefdes, daar is tye in u en my lewe
waar ons tot stilstand geruk word, waar ons by oomblikke kom, waar hartseer en bekommernis en moedeloosheid ons beetpak. Maar dan is dit ook goed om stil te word, en ook vir onsself te vra, waarvandaan kom ons? Hoe het ons tot hier gekom? Wie het ons tot hier gelei en gehelp? Geliefdes, dan kan u en ek nie anders om te erken dat die Here nog altyd met ons was. Dan kan ons nie anders as om hom te dank, om hom te loof en te prys vir alles wat ons reeds ontvang het. Kan ons nie anders as om in dankbaarheid ook so te leef nie. Daarom is vandag 'n spesiale geleentheid, 'n besonderse geleentheid, maar ook spesifieke geleentheid om te onthou. En vir onsself af te vra, is u en ek nog besig met die dinge van die Here? Is ons besig om vordering te maak? Wat kan ons leer uit die foute wat ons alreeds gemaak het? Waarheen is ons op pad? Waarheen is ons op pad en waar wil ons graag uitkom? En dalk vanoggend te vra en te dink aan waarheen is God met u en my op pad? Geliefdes, dan moet ons lewe ook daarvolgens inrig. Wanneer ons perspektief, ons visie op God plaas, dan beteken dit u en ek is op pad vorentoe. En alhoewel ons vandag stil staan by hierdie sakrament, alhoewel ons dikwels in ons eie lewe ook stil staan by momente, is dit belangrik dat ons vorentoe sal streef. Is dit belangrik om te onthou, net soos die Here sy volk uit Egipte, uit slawerny bevry het, met hulle was in die woestyn, het hulle ook 'n toekomsvisie gehad, kon hulle uitsien na die beloofde land, Kanaan. Mag hierdie vandag daarom ook 'n geleentheid wees, waar u in die eie lewe, ook dalk saam met u gesin, sal rustig raak. Ook sal bepaal van waaraf u kom, ook sal bepaal waarheen u op pad wil wees. En dan ook sal afvra, waarheen is God met u en u gesin op pad? Moenie vergeet wat die Here alreeds vir u en vir my gedoen het nie. Amen. Geliefdes, terwyl ek die nagmaal gaan voorberei, gaan ons luister na 'n lied uit die liedboek, en wil ek u ook uitnooi om gereed te maak, om ook in u sitkamer of ook aan tafel dalk te gaan aansit, voordat ons die nagmaal gaan gebruik.
Broers en susters, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, laat ons nie ons gedagtes rig op die uiterlike tekens van brood en wyn nie, maar op die betekenis daarvan, naamlik die versoening in Jesus Christus, ons Here. Liefdes, die brood wat ons breek, dit help die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet en doen dit tot sy gedagtenis. Die beker waaruit ons drink, dit op die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink en doen dit tot sy gedagtenis. Geliefdes, terwyl ons so aan tafel sit, gaan ek vir ons lees uit Psalm 121, die baie bekende Psalm wat vra: Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Geliefdes, terwyl ons net so bly sit, kom ons doen 'n dankgebed saam. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons nou, dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word.
Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ons slotsang is gesang 512, Nader my God by U, waarna die seëngroet sal volg en ook die afkondigings. Nader my God by U, nog naderby. U is om Christus wil, Vader vir my. U liefde bly my by, nader my God by U, nader my God by U, nog naderby. U ken my angs en vrees, U staan by my. U lei my deur U Gees, maak my weer vry. U woord verseker my, nader my God by U, nader my God by U, nog naderby. Waar hartseer, pyn en leed my weerloos laat, sal U my nooit vergeet, my nooit verlaat. Dan sal my lied nog bly, nader my God by U, nader my God by U, nog naderby. Onthou dat die Here altyd naby is. Onthou dat die Here werksaam in U en my lewe is. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle elkeen sy vrede gee. Amen. Geliefdes, baie dankie vir elkeen van u wat so ingeskakel het vanoggend by ons erediens. Ek is seker u sal erken en ek moet ook erken dit was 'n eerste vir almal van ons gewees en ek kon vanoggend so in my geestesoog gesien het hoe die diakens die bekers aandra, hoe hulle ook die kelkies aandra en ook die brood volmaak en het ek eintlik maar vanoggend so
aan ons elkeen se situasie gedink, hoe ons oor grense heen eintlik ook maar met mekaar is. En mag hierdie geleentheid ook in die besonder vir elkeen van ons net weer eens laat besef hoe bevoorreg ons is. En wil ek tog vir u vra, neem die vrymoedigheid. As jy op hierdie stadium sukkel, as dit op hierdie stadium swaar gaan om met ons te praat. Ons wil graag help waar ons kan. En wil ek vir u elkeen ook vra en vir u sê, indien u nie weet waarom te help nie, kontak asseblief vir my en vra. Ek sal u definitief kan heenwys en ook kan sê waar ons ander mense se hande sterk kan maak. Wat die week se afkondigings aanbetref, baie geluk aan elkeen wat hierdie week verjaar, en die besonder ook geluk aan Jan Fourie en Natasha van Sail wat vandag verjaar. Mag julle elkeen 'n voorspoedige en 'n geseënde nuwe lewensjaar beleef. Liefdes, geniet die res van die week wat voorlê. Baie sterkte ook aan elkeen van u en hou die goeie moed. En mag u derentyd ook die nabyheid van die Here beleef. Groete.